En elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Ja, is julle reg? Ek het gewonder, voordat ons begin, dat ek net gou eers sê, nuwejaarsdiens was, hoe beleef ek Jesus in my alledaagse lewe? Nou julle dit? Ons het gelees Johannes 4 vers 21, waar Jesus sê, as julle vir my lief is, sal julle doen wat ek sê, en die Vader sal julle lief hê, en ek sal julle lief hê, en ek sal my aan julle openbaar. Dis een van die groot geheime van die Christelike lewe, is dat Jesus, het ons dan ook gesê, nie 'n filosofiese idee is nie, hy is ook nie 'n afgod nie, en hy is ook nie 'n imaginary vriend nie. Hy is 'n werklikheid. Hoe beleef jy Jesus as 'n werklikheid? Want, vir baie gelowiges is dit nie 'n werklikheid nie. Jesus is of 'n filosofie vir hulle, bloot 'n geestelike filosofiese idee of 'n onderwerp, of ons hanteer hom soos 'n afgod, ons kom net na hom toe wanneer ons iets wil hê, of ons hanteer hom soos 'n maatjie, 'n denkbeeldige maatjie aan wie ons 'n persoonlikheid en 'n lewe verleen. Maar Jesus is nie een van daai drie nie. Hy is die Here van die heelal en hy is dit werklik. So hoe beleef 'n gelowige Jesus werklik? Dit was die eerste aand. Die tweede aand het Pippa my gehelp. Sy was hierby en ons het 6 vrae gehad. En die vrae het te doen gehad met, weet jy wat in jou hart aan die gang is? Want die ontdekking wat ons maak, ek en Pippa, grotendeels omdat ons in die bediening is, maar ook omdat ons mense is. Die eerste ontdekking is, die grootste die onbekendste plek waar daar is ons eie harte. En dan in die bediening sien jy, maar dis nie net jy wat nie jou hart ken nie. Dit is 'n algemene ding onder mense, dat hulle nie weet wat in hulle eie hart aan die gang is nie. Nou, wanneer ons disippels van Jesus is dit 'n toestand wat net 'n kontradiksie is. Nee, dit is 'n weerspreking in terme. As ek Jesus aanbid, en ek dien hom, en ek volg hom, is dit onmoontlik dat ek nie kan weet wat in my eie hart aan die gang is nie. Nou wonder ek of julle weet, hoekom nie? Dit vir interessantheid. As jy Jesus dien, hoekom is dit eintlik onmoontlik om nie te weet wat in jou hart aan die gang is nie? Want dit sal waar wees. Sy sê, want die Gees van God is in my en hy sal vir my wys. Noem nog iets. Jesus is lig, bedoelende? As hy lig in my skyn, dan gaan ons uit donkerte onttoe. Goed, mooi, dit is ook absoluut die waarheid. Jesus sê so. Hoekom nog? Skies agter. Vertel meer. As jy Jesus dien, is jy gehoorsaam aan hom. En you're in alignment what his word is telling you to do. Ja, ek hou van daai woord alignment. Nee, daar's iets van daai woord wat sin maak. Want as ek aan Jesus gehoorsaam is, dan trek hy my reg. Hy trek my, dat ek nie van die, ons het jare terug, onthou julle het ons gepraat van the ditch on the one side of the road to the ditch on the other side of the road. Die enigste een wat my in the middle of the road kan hou, is Jesus self. Kom ek noem vir julle ietsie. So wat ek nou aangedink het, julle antwoorde is baie kosbaar, wat julle nou hier noem. Die ding waaraan ek gedink het, was Hebreërs 4, vers 12 en 13. Nou Hebreërs 4, vers 12 en 13 sê, die woord is skerper as 'n tweesnydende swaard, en dit dring in, en maak skeiding tussen siel en gees, gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Dan staan daar vers 13, alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Wil julle gou in julle Bybels kyk of dit so is soos dit daar staan? Soos ek sê. Kyk gou of dit so is, Hebreërs 4 vers 12 en 13.
Kom ons kry iemand om dit vir ons dalk in 'n Engelse vertaling te lees, want dis lekker om so 'n bietjie ander vertalings te kry. Enige iemand met 'n Engelse vertaling wat lekker hard kan lees? Okay, dan moet jy net lekker hard lees, hoor. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. Jy sê dit goed, hè? Jy hoor dit net so bietjie in 'n ander taal of so bietjie in 'n ander vertaling, dan gaan jou ore weer oop en jy hoor sommer wat staan daar. Everything, alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Daai vertaling sê dit nog duideliker en sê is open, kan nou nie onthou wat? Naked and exposed. Naked and exposed before him to whom we must give account. Nou, wanneer ek aan Jesus Christus die werklike ware Here van die heelal verbind is en ek het 'n honger om hom te soek, sê ek nou, is dit onmoontlik dat ek vir jare kan deurgaan en nie weet wat in my hart aangaan nie. Hoekom nie? Because he sees everything. He discerns everything. He judges everything. I give account to him. Hy is die lig, nee, hy is die waarheid. En in my gehoorsaamheid aan hom is hy die een wat watter vlees daar ook al in my midde is. Want die Afrikaanse, of ekskuus, Pippa het nou ook gelees van the thoughts and intentions of the heart. Hy maak dit bekend. So as jy, nou kan ek sê, kom ek maak 'n stelling, nee, hier is nou nog alles inleiding, ons maak 'n stelling, ons sê, as ek sê, wanneer het ek 'n Christen geword, 30 jaar terug, en vir hierdie laaste 30 jaar is ek nog net so clueless oor my hart, as 'n 30 jaar terug. Weet jy wat is die gevolgtrekking? Jy het nie met hom te doen nie. Dis die gevolgtrekking. En kom ek nou vir jou sê, miskien sit jy hier en jy raak dalk 'n bietjie benoud en jy wonder, o, jennetjie. Ek sien nou op YouTube het 'n vrou geskrywe, is ek dan enigstens gered? Toe dink ek, wat 'n lieflike vraag. Ek hoop nie die mense spring nou op haar om haar te verseker dat sy is nie. Want hoe weet hulle? Sy is dalk nie. So gee haar kans om te vra. Gee haar kans om haar eie hart te ondersoek. Maar ek kom vir jare, is ek godsdienstig, en jy weet, kom ek nou aan en ek doen nou maar my ou bietjie, en ek lees my ou Bybeltjie wanneer ek nou kans kry, en lees dit en so aan, en ek doen my gebedjie, en ek meng so half met die kerkmense. Dit beteken geensins jy is aan Jesus verbind nie. Geensins nie. En dit beteken nie jy wandel in die voetspore van Jesus nie. Dit beteken nie jy beleef hom nie. Dit beteken nie jy hoor sy stem nie. Of skerper nog, jy hoor hom of het hom gehoor. Jy het net nooit geluister nie. Nou, jare terug herinner Pippa my nou die laaste 2 weke aan 'n baie interessante ding. Jare gelede het ons 'n leier gehad wat gesê het, as jy nie die Here kan hoor nie, en ek herinner my nou, dat Pippa het dit ook al hier herhaal, as ek dit nie mis het nie, lief. As jy nie die Here kan hoor nie, dink aan die laaste keer wat jy hom kon hoor met jou praat. Wanneer was dit? Dis waar jy agterkom, my ene, dis omtrent 1,5 jaar gelede. Of sê nou maar, 2 weke terug, eergister. Wat het hy toe vir jou gesê? Doen dit. En jy sal hom weer hoor. En daarin beginsels is ons saglik belangrik vir 'n lewende wandel met Jesus Christus. Want hy is 'n lewende Here. Nou, toe het ek ook gesê, nou dit is nou my segue, my inleiding nou, my spring na die volgende idee. Ek het vir mense gesê, stuur vir my 'n WhatsApp en vra vir my, hoe gaan dit met my belewenis van Jesus in my alledaagse lewe? En ek het
megapos gekry. Ek kry baie boodskapies. Hoe gaan dit met jou wandel met Jesus? Nou wil ek net sê vir die mense wat dit gestuur het, ek is so dankbaar julle doen dit en ek hoop nie julle hou op nie. Nee, of julle nou in hierdie saal is of dalk nou deel van hierdie gemeenskap deur daai kamera daar agter is, wil ek net sê ek hoop nie jy hou op nie, want dit gee my 'n kans om sommer vir jou ook te vra. Maar toe gister of Sondag kuier mense by ons en hulle sê, weet jy wat, sê die man, dit is nie net die mense wat vir jou Richard moet stuur nie. Dis iets wat ons vir mekaar moet stuur. Ons moet daai WhatsAppie vir mekaar stuur en vra, as ons mekaar in die dorp raakloop, hey, hoe gaan dit? Joe, ek sien jy hierdie lekker vars brood hier, nee, ja, joh, ek kom maar elke oggend my ou broodjie hier koop, wonderlik sê, hoorie, sê net gou-gou, hoe gaan dit met jou belewenis van Jesus in jou alledagse lewe? Vra mekaar. En kyk, wat is die effek wat dit op jou lewe het? Dit het 'n geweldige effek in jou lewe. Nou, ek wil vir julle lees, ek gaan dit nou doen, maar voor ek dit doen, gaan ek eers vir julle vra. Maar ek wil vir julle lees, van die boodskapies wat ek nou kry hierdie week, van mense wat deur die YouTube na hierdie bediening kyk op 'n maandag aand, en dan begin hulle dit toepas. Dan wil ek net sê, julle moet hoor wat hulle sê. So ek het so 2 boodskapies, ek het dit so bietjie verkort, nee, dat julle net die kern van die boodskapie kry, dat julle net hoor wat sê hierdie mense, maar ek wil net gehoor, miskien is hier iemand in die saal nou wat getuienis het van hoe jy Jesus in jou alledaagse lewe beleef het hierdie week wat verby is. Terwyl julle sit en dink, wil ek net vir die mense wat nou nie my ken nie, die res van die saal sal weet, en dit is dat ek het 'n spesiale gawe om presies te weet wie wil iets sê. So al wat ek doen is, ek kyk net so oor die mense, en dan weet ek. Kom ek gee julle net so kans, ek dink net gou. Miskien is hier iemand wat vir ons kan sê, wat jy, ek vra nou vir julle. Van julle het vir my WhatsAppies gestuur hierdie week en gesê, hoe beleef jy Jesus in jou alledaagse lewe? Nou is dit my beurt. Hoe beleef jy Jesus in jou alledaagse lewe? Asseblief. Ek vat ons my klein seun vir sy ekstra wiskunde klas. En toe ons nou uitstap, toe gaan ek in spar en ek gaan nie praat nie. Toe gaan ek in spar in. En ek kom uit en Lou sê vir my, wil jy vir 'n koppie koffie gaan? Maar ek het my sak by my met my beursie in, met al my kaarte. En toe ek in die kar klim, toe het ek nie meer my sak nie. En ek is 'n baie styf getrekte rekkie oor die algemeen. En ek kom by die huis en ek staan in die baskamer en ek sê, liewe Jesus, by Richard se kerk sê hulle altyd, maar hulle praat met Jesus en hoor. Maar ek praat, maar ek hoor niks. Maar hoor hierdie kalmte kom oor my en sê vir my, moenie paniek nie. Ek het gaan slaap. Ek het die volgende oggend wakker geword. Ons het in die kar geklim en ek het my handsak gekry. Jesus praat ook Engels. Hy het vir haar gesê, moenie paniek nie. Ja, by Richard se kerk. Dit was my die snaakste deel van haar hele getuienis. Maar hoor net gou, laat ek net sê, nee? Sy sê, hoor gou hierdie woorde. Sy sê, sy gebruik nou Richard se kerk, maar Richard het nie 'n kerk nie, alright? Maar ons verstaan wat jy sê. Maar sy sê, daar praat die mense met Jesus, en jy praat met hulle, maar ek hoor aan niks. Ek is mal oor daai sin. Weet jy hoekom hou ek van daai sin? Dis eerlik, dis opreg, en dis soekend. Ek is mal daaroor. Nee, net om 'n mens te kry op daai plek is al klaar vir my soos 'n lieflike briesie, nee, 'n warm somersmiddag. Dit is net amazing. En toe praat die Here met haar en sê, moenie paniek. Moenie paniek.
Nee, en is nie 'n lieflike getuienis nie. Jy beleef Jesus. Dan kom ek vertel jou wat twyfel is. Jy sal dit onmiddellik verstaan, ek hoef die prentjie te teken. Twyfel is nou na die tyd en sê, maar was dit regtig Jesus? Sien, dis hoe hy werk. Almal van ons wat hier sit, ken dit. So nou sê jy net, natuurlik. Hoekom sal ek iets anders sê? Natuurlik was dit. En wat ek vir jou, ek wil nie raad gee, ek wil maar net by sê, 'n lieflike ding is om te doen, is praat nou met Jesus terug en sê, Here Jesus, verskriklik dankie. En praat net dit terug, net die gewone, soos wat mens sou doen met 'n mens. En kyk wat gebeur, maar dit is so lieflik, is daar nog iemand? Hierso, Ami, maar jy sal ongelukkig moet hier praat, hoor. Want kyk, ons doen niks sonder 'n mikrofoon. Is net sy wat so stout was, kom staan. Ekskuus man, maar dis nou maar net dat almal mooi hoor, want dit is so kosbaar. Ek het vanoggend toe was ek besig om wakker te word en ek was in daai stadium van nie heeltemal wakker nie, maar ek besef ek en die Here is besig om met mekaar te praat. En ewe skielik hoor ek die Here vir my sê, jy moet 'n werktuigkundige gaan soek vir jou kar. En ek spring op en ek besef, ek moes al verlede jaar het die werktuigkundige gesê, ek moet 'n bietjie na die remme laat kyk. En ek dink, wow, dis nie uit myself nie. Ek weet dis die Here wat vir my gesê het. En ek gaan die oggend en ek sê vir hulle, maar kyk asseblief net na die remme. En hy sê, mevrou, jy kan nie so verder ry nie. En dit is net vir my so kosbaar dat die Here gewaarsku het, pas op. So lieflik. Dit is nie kosbaar nie. Jou remme is vir Jesus ook belangrik. Ami, dit is so lieflik. Nee, weet jy hoekom is dit lieflik, nee, Laura? Want is daai liedjie wat sê, and he walks with me, and he talks with me, along life's narrow way, nee? En ek nou beleef jy die werklikheid daarvan. Nee, in my alledaagse lewe, is daar nog iemand? Asseblief, Nietsie, omdat jou kind verjaar, moet jy nou vorentoe kom. Ja? O, ekskuus liefde. Ek het vergeet. Sien, as hy so baie goed op toe. So, dit is eintlik, hopelik kan my seentjie en my dogtertjie eendag hulle getuienis deel. Maar my dogtertjie is nou, sy word 6 en my oudste seun word 10 hierdie jaar, hy het net 9 geword. En ons neefie, Shaya, het verlede jaar sy hart vir Jesus gegee en hy is 8. So, as hulle vir my kom kuier, dan luister ek altyd gesprekkies tussen die kinders. En dan deel Shaya hoe het hy sy hart vir Jesus gegee. En dan luister ek nou net hierdie gesprekke tussen die kinders. So wat toe nou gebeur het is, my dogtertjie van 5 wil net haar hart vir Jesus gee. En sy wil weet hoe en sy vra oor doop en alles. En nou my seentjie, ja, hy probeer baie hard. Dit is incredible. Dit is hoe ek vir Jesus beleef in ons alledaag, want ek onthou die ou het vir my vertel hoe Shaya sy lewe heeltemal verander het en hy probeer so met sy sussie hulle oor die weg kom en as hy beklei kom na my toe en hy sê dadelik gebid en vir Jesus gevra om te vergewe, want hy probeer regtig waar sy hart vir Jesus gee. En ja, dit is so ongelooflik, want ek het Jesus beleef tussen 'n 8-jarige wat sy getuienis gedeel het vir 'n 5-jarige en sy wat haar begin verander het en haar boetie geïnspireer het van 9 om sy lewe vir Jesus te gee en dit is amazing, dit bedien ons harte so en dit raak ons harte as ouers, want ek besef ek het hier so as 'n buitestander amper gestaan en Jesus het al die werk gedoen tussen kindertjies en dit het by 8-jarige begin. Ja. Dankie niet. Nou onthou ek, Jesus het gesê, ek loof U Vader, dat hy hierdie dinge vir die wyse en verstandige mense verberg het, en het aan kindertjies openbaar het. Hoor daar so. Is dit nie lieflik nie?
Wauw. Wat maar? Ek sit te wag op my roep maar. Ek was in die week by 'n begrafnis gewees. Was my besondere geleentheid gewees. Dit was van 'n man wat hy was 92 jaar oud gewees. En is maar daar by die afdeling oor die begrafenis en onverwags toe vra hulle maar wil iemand iets sê en ek het nie my voorgeneem om iets te sê nie, maar die man het ek geleer ken 2 jaar terug. Want Desember 2 jaar terug en toe ek het hier voor vat en ek gaan staan daar, maar ek staan presies op dieselfde plek waar ek om 2 jaar terug ontmoet het. Het was in die ontspanningssaal, was jare in funksie gewees en hy het daar gesit en ek kan nie hoor wat die raas en ek kan nie hoor nie. Toe begin ek met hom gesels. Hy was 'n prokureur sy lewe lank deur en 3 maande daarna toe kry hy so omsendskrywer in die oord van die man dat hy wil graag met mense begin met 'n groepie begin. En hy wil graag ons by mekaar kry. Hy het gereël met die raadsaal ons daar by mekaar kom. En toe ons by mekaar kom toe is die ouderling daar en hy sê nee maar ons moet 'n selgroep vorm en 'n liedjie sing en die predikant kry om te kom praat en so. Maar die man het wat hy wou gehad het hy op skrif gestel en vir ons uitgedeel. Want ek het nog gebel en gevra waaroor gaan het, toe hoor ek, maar hy soek iets anders. Hy wil met mense gesels wat in sy hart aangaan. En die gevolg was dat die bijeenkomst het mekaar uitgespat. Want dis nie wat die man soek nie, en ek het toe met hom begin gereeld besoek vir 2 jaar lang. Hy was maar baie keer in die hospitaal en weg en so. Maar ons hele gesprek het gegaan oor geloofsekerheid. Weet, is hy dit, want hy is op die laaste en hy is 'n prokureur gewees wat op 20 plekke gepraktiseer het. Nou kan jy dan dink, en hy is deur 2 huwelike en die kinders is die wêreld vol. En die dag met die begrafenis, toe sit ek en my vrou daar en ons het baie na mekaar gekom, mekaar gereeld besoek, gereeld by hom ingeloop en mag gebid, ons het oor geloof gesels. Is hy reg, jy weet, en hy elke keer kom met 'n ding wat hom nog weer pla, wat hy bely en so. En toe ek nou praat, toe sit daar 3 van sy kinders, een is in Australië, hy het 2 kinders, net 3 van hulle is daar, en ek en my vrou, en daar is nog iemand van die oord gewees, net die paar mense is daar. En toe ek het noem, dat hy het die ewige lewe, daarvan sê, toe is het asof jy 'n lig aansteek in sy skoondogter se oë, want niemand het met hom gepraat daaroor. En die predikant op die gereeld besoek daar, maar ek was eendag by gewees, want waaroor George gesels het, was oor sy geloof gewees. En ons is hier almal, ons is almal op pad, as ek so kyk, jy weet. Toe ek my behoefte waaroor ek het sê het vanaand is, ons moet nie daai geleentheid laat verbygaan. As jy twyfel in jou hart, kry iemand 'n gesels oor, bely jou geloof teenoor jou vrou, teenoor jou naaste, teenoor iemand anders. Of vra iemand anders, sien jy vir Jesus in my lewe? Dis eintlik 'n vraag wat jy vra. Ek trek vir my vraag vir hom vra. Ja. Dankie. Ja, baie dankie. Ja, daar wil ek net sê, het julle nou gehoor, eintlik 'n baie belangrike woord vir die hele vergadering. Die hele vergadering is gee mense 'n kans om te praat oor die hoop wat in hulle is, of die afwesigheid daarvan. Nee, gee mense 'n kans om te praat. Hier's hierdie man, hy roep 'n selgroep by een, maar sy eintlike behoefte is, hy wil praat met iemand oor wat in sy hart aangaan. Nou, dink ek, maar my pa, toe jy nou dit vertel, my pa was 'n onderwyser, en een van sy kollegas word gediagnoseer met kanker, en is toe baie ernstig, en in die hospitaal, en my pa vertel, hy gaan besoek hom toe, maar die spesifieke dag,
is ek weet nie wat was fout met sy kar nie, ek kan nie onthou nie, maar hy moes met die bus ry. Nee, daai jare. En hy soek toe sy klein Bybeltjie wat hy kan saamvat, maar hy het dit ook ergens neergesit wat hy nie kan onthou nie. Nou besef ek, is 'n familieding. Ek doen dit die hele tyd. Ja, my wêreld, is my gene. En hy, al Bybel wat hy toe kry, is so amper 'n Wakus Bybel. En hy besluit, hy vat hom maar saam, en nou vertel my pa, as hy nou daar by die busstop staan, dan staan almal terug, en laat hom eerste in die bus op. Sy groot Bybel. Daai jare nog, ek weet nie vandag is hy so wat so weer. Maar hy kom toe daar aan, en die man se naam was Piet. En hy vra vir my, groet hom en alles, en sê, Piet, hoe gaan dit met jou? As jy vandag sterwe, waar gaan jy wees? En die man se woorde was, Chris, dis my pa se naam. Hy sê, hier het vandag by my kom kuier 'n predikant en 2 ouderlinge, en ek wag die hele tyd, dat hulle my dit moet vra. En hulle vra my nie. Hy sê, ek is verlore, ek soek Jesus. Daai selfde wat jy nou daar hoor. So ek wil dit net vir julle sê, hoor, daai man het daar sy lewe vir Jesus gegee, paar maande later is hy oorlede. Nee, so dit is hoe Jesus ons oor mense se paaie bring. En 'n man wat wakker is vir die stem van Jesus hoor dit. Is dit nie lieflik nie? En jy mis nie daai verskriklike belangrike afspraak nie. Kom ons gaan kyk na iets anders in julle Bybels. As julle saam met my sal bly, ons gaan hierdie tema nou net 'n bietjie verder vat. En ek ja, kan nou daarmee begin. So ons wil aangaan met die tema om Jesus te beleef in jou alledaagse lewe. Ek wil vir julle 2 boodskapies lees. Ek gaan nou die een lees, ons gaan 'n skrifgie dan lees, so 'n bietjie oor hom praat, dan wil ek vir julle die tweede een lees. Ek kry hierdie boodskap, en as ek dit nou nie mis het, ja, hierdie was 'n WhatsApp, hulle was al 2 WhatsAppe. Die persoon skrywe, ek het die Here vir baie jare gedien, in aanhalingstekens, vir wat hy vir my kon doen. Soos 'n klein dogtertjie, so mens kan nou aflei, dis 'n dame, soos 'n klein dogtertjie wat aan haar pa se arm trek, as hy hierdie kant toe wil gaan, dan wil ek daardie kant toe. Baie rebels en kwaad, want ek kon nie my sin kry nie. Hierdie Desember het die Here my direk gekonfronteer. Waarom dien jy my? Vir wie ek is? Of vir wat ek vir jou kan doen? Ek het baie wonderwerke in hierdie lewe gesien. Nou hoor net gou hierdie sin. Hierdie is 'n vreeslike belangrike sin. Sy skrywe, ek het baie wonderwerke in my lewe gesien, maar dit het my niks nader aan die Here gebring nie. Hierdie Desember het ek besef, ek ken hom glad nie. Ek moet besluit, my knie buig en gehoorsaam wees, wat dit my ook al kos. Elke dag wanneer my hart wil murmureer en kla om opnuut te besluit, hier is ek, Here Jesus, ek ken U nie, maar leer my en lei my en help my om vir U te lewe, my kruis op te neem, U te volg tot aan die einde. Dis veel belangriker, sluit sy die boodskapie af, dit is veel belangriker as 'n goeie werk, baie geld, my regte, gesondheid en wat nog meer. Ons ware skat is in Jesus. Nou kry jy so 'n boodskapie van iemand, ek ken haar van nêrens nie, weet nie wie sy is nie, ken haar nie as 'n mens. Al wat ek so lees en dink ek, 'n mens wat sulke woorde neerskrywe, sy siel is wakker gemaak deur die Gees van Christus. Want ons het gesê, Jesus is so naby aan jou soos jou volgende situasie. Onthou julle dit. Die bedoeling daarmee was, dat niks van jou lewe is buite die sfeer van die heerlikheid en openbaring van Jesus nie. Hoe doen hy dit in jou daaglikse lewe, wat dit ook al is?
Daar by die huis waar jy besig is om te werk, in die straat waar jy stap of draf, by Davies Pool waar jy gaan swem, by OK Minimark as jy nou hier naby bly en jou broodjie gaan koop, waar jy ook al mag beweeg, waar jy is, dit is die platform waar Jesus hom aan jou gaan openbaar in jou alledaagse lewe. So verlede keer te sê ek en Pippa, maar vra vir Jesus, wat gaan in jou hart aan? Ons het 6 vrae gegee, nee, vir die vergadering. En ons het 'n bietjie daaroor gepraat. Ek wil hê julle moet saam met my nou lees hoe Paulus dit in sy woorde skrywe in die boek van Romeine, hoofstuk 10. Romeine hoofstuk 10, en ons gaan lees vanaf vers 6 tot 10. Nou, om dit vir my makliker te maak, gaan ek vir iemand vra om dit vir ons te lees. Nee? Wie hiervoor kan vir ons lees? Dis nou Paulus se woorde, ons gaan hoor wat hy sê, is baie ou woorde, dit staan al 2000 jaar in die geskrifte, dan gaan ons net so 'n bietjie dit verduidelik. Is daar iemand, sal julle vir ons, wie gaan vir ons lees? Iemand? Gaan jy? Moses, Romeine 10 vers 6 tot 10. En wat het ek gesê? Ja, 6. 10 vers 6. Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie. Dit is om Christus af te bring. Of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie. Dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Moet met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Goed, Paulus se woorde, julle ken dit goed, seker baie van julle dit onderstreep, ken dit, party van julle ken dit dalk uit julle koppe uit. Ek wil net ietsie sê, hy sê 2 goed, ons gaan net vinnig na kyk wat hy daar geskryf het, net so 'n bietjie verduidelik, want ons wil volgende week 'n bietjie meer daarna gaan kyk. Maar die eerste ding, hy sê, moenie sê, wie sal in die hemel opvaar en Jesus gaan haal daarbo nie, bedoelende, Jesus is nie onbetrokke nie, hy's nie op 'n afstand nie, hy's nie deur daar op sy troon, waar hy nou regeer en heers, en jy sit hier onder op die aarde, en worstel en spartel, soos 'n ou wurmpie in die modder, jy weet, en probeer net jou kop bo die water hou, en asseblief, kan iemand toch net vir ons Jesus gaan haal, daar, ver, kyk of jy hom kan oorreed, hy sê, moet nie dit sê nie, hy sê, hy is nie onbetrokke nie, maar dan sê hy nog 'n ding, hy sê, maar Jesus moet ook nie sê, wie sal hom in die doderyk gaan haal nie, so asof Jesus onaktief is, hy is onaktief, hy is nie net onbetrokke nie, hy is onaktief ook, hy is dood, hy sien nie, hy hoor nie, weet nie wat hier aangaan nie, sal iemand toch net asseblief vir Jesus in die dood gaan haal, en hom opwek, hy sê, moet nie dit sê nie, hy sê, want die een van die twee is waar nie, hy is glad nie onbetrokke nie, en hy is glad nie wat het ek gesê, onaktief nie, nee, hy is nie deur ver nie, en hy is nie in die doderyk nie, hy is reg hier by jou, hy is reg hier by jou, nou, hierdie hele idee van Jesus is reg hier by jou, vat my terug, nee, net die woorde, reg hier by jou, skielik sien ek weer die toneel, in Dotsenko straat nommer 9 in Chernigov, in die noordooste van die Oekraïne, terwyl ek in die sitkamer staan en bid, Here Jesus, help my, want hy is daar op die wal, en ek is in die rivier, in hierdie geweldige vloedwaters, en ek bid net, asseblief red my uit die rivier, en ek hoor klokhelder, in my hart, Jesus sê, jy bid in die verkeerde rigting, ek staan nie daar nie, ek is reg hier in die rivier, met jou. En die rivier bly nog steeds die rivier, en skielik verander alles, want Jesus is reg hier met my, dis wat my oë moet sien, dis nie net 'n dingetjie, 'n mantra, waarmee ek myself bewapen, om te sê, hy is by my, hy is by my nie, dis ver meer as dit, dis die werklikheid daarvan,
Hy's hier by my, nou, krisis of te nie. Jesus is hier. En om hom te kan sien, is die ontsluiting van my lewe. Om hom te kan hoor, is die vreugde van my lewe. Nee? So nou, wil ek net sê, so Paulus sê, naby jou is die woord. Naby jou is die woord. Die woord wat sê dat Jesus het opgestaan uit die dode. My hart glo ek dat God hom opgewek het, my mond bely ek. Hy is die Here. Hy is in beheer. Hy is die baas. Nou daar's baie meer rondom hierdie versies wat ek nou vanaand hier wil uitleg. Ons sal, as die Here wil, vorentoe bietjie meer daarna kyk. Maar ek wil net vir jou gee 4 puntjies, as ek kan. Nee, so die van julle wat hou daarvan om goedjies neer te skrywe, jy sal dit kan neerskryf in 4 puntjies. Net om jou te help, om Jesus te kan belewe. Nou het ons vanaand sulke kosbare getuienisse gehoor. Ek is mal oor die getuienisse, want dit is so eerlik en nugter en reguit en dit praat van 'n Jesus wat hier by my is, in die situasie wat ek beleef. Niks is te banaal nie, of te gewoon nie, of te aards nie. So die eerste ding is, om Jesus te belewe, Jesus my Here, die eerste ding, is nie 'n voorneme nie. Dis 'n aksie. Dis nie iets wat ek my voorneem aan die begin van die jaar en sê, ja, hierdie jaar wil ek 'n bietjie nader aan die Here lewe nie. Ja, hierdie jaar wil ek hom 'n bietjie meer hoor, en ek hoor nou Riekert preek nou so, en hy sê, maar om Jesus te belewe, ja, ek sal nou graag in hierdie jaar, dis ver meer as dit, want julle weet, 'n voorneme is nie eintlik die papier werd waarop het geskryf is nie. Julle weet dit. Nee, 1 Januarie, het julle gesien hoeveel mense draf die 1 Januarie? Kyk 1 Februarie. Ons verstaan hoe 'n voorneme werk, maar Paulus sê, naby jou is die woord. Dis 'n intense oortuiging van die hart en 'n aktiewe belydenis van die mond, en dit beteken baie meer as net 'n belydenis, maar dit is 'n aksie wat ek neem. Dis die feit dat ek met Jesus aktief betrokke is. Nie net sê, ag toe maar, hy sal my nou maar lei, en ag, hy beheer nou maar alles, en ek gaan net alles maar aanvaar nie. Dis 'n neutral, dis passief. Dis ver belangriker is dit. Dis hy sê, Here Jesus, U is hier in my midde, ek wil U sien, en ek wil U hoor. Laura sê, daar by Riekert se mense, daar bid hulle so en so, Here praat met my ook. Dis 'n aksie. Ek neem 'n aksie, is nie blote voorneme nie. Ek is hier, Here Jesus, gee my 'n deurbraak. Wat wil U hê moet ek doen? Ek is bereid vir aksie. Dis die eerste ding. Tweede ding. Die belangrike ding van om Jesus te belewe en aan hom gehoorsaam te wees in my alledaagse lewe, daar's een frase wat glad nie meer bestaan vir 'n disipel van Jesus nie. En dis die frase wat sê, volgende keer. Bestaan nie meer nie. Volgende keer is nie goed genoeg nie. Dit is waar die grappie vandaan kom wat sê, the diet starts on Monday. Nee? Wat is die dag vandag? Is te laat nou, volgende maandag. Dis hoe dit werk. Wat is die dag vandag? Dinsdag. Oh nee, the diet starts on Monday. Wat beteken the diet never starts? Never. En miskien start hy volgende maandag, en dan hier teen middagete kom ek agter, ek het nou weer liederlik oortree en sê ek, toe maar, skep moed, the diet starts on Monday. En baie keer in ons Christelike lewe is dit presies dieselfde. Ek gaan vir Jesus vra, en ek gaan luister wat hy sê, of ek gaan doen wat hy sê, maar volgende keer. En jy weet wat dit jou gaan bring. Jy gaan in die riete uitspoel en daar bly. En baie van ons het dalk 'n getuienis dat 30 jaar terug het jy begin met 'n volgende keer filosofie in die lewe, en vir die laaste 30 jaar het dit jou vrugteloos en leeg gelaat onder die vaandel van Christendom.
maar jy die krag en heerlikheid van Jesus nie belewe nie. Vandag, nie volgende keer nie, maar nou. Die skrywer van Hebreërs sê, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Dis vandag, is baie prakties. Dis baie prakties. Vra vir Jesus, wat moet ek doen? As ek vir Jesus sê, ek weet nie hoe my kind by Jesus, by U uit te bring, die Here Jesus, wat wil jy hê moet ek doen? Dan sê hy, leer om stil te bly. Wanneer? Nou. Ek sê nie vir hom volgende keer nie. Ek gaan nou eers my sê. Maar dan van môre af. Dis nie gehoorsaamheid nie. Nee? Enige iets wat jou keer om te reageer vir dit wat Jesus sê, wat reageer teenoor wat Jesus sê, enige iets wat jou keer om te reageer wanneer Jesus met jou praat, is jou vyandig. Jy moet dit verstaan. So as dit jou trots is, moet ek vir jou iets sê, jou trots is nie jou vriend nie. Hy is 'n wreedaard. Of wat dit ook al is wat jou keer om aan Jesus gehoorsaam te wees. Miskien sê Jesus vir jou iets en dit gaan jou geld kos. En jy dink, pas op, jou geld is nou jou vyand. Of miskien is dit jou familie. Of jy is bang wat jou kinders gaan sê. Nou raak jou kinders jou vyand. Enige iets wat jou weghou om te luister en te doen wat Jesus sê, is jou vyandig. En of dit jy is, en of dit jou maat is, of jou familie, of jou kultuur, of jou omstandighede, enige iets wat jou van Jesus af laat wegdraai, is jou vyand. Volgende punt. Om Jesus te belewe en aan hom gehoorsaam te wees in my alledaagse lewe, beteken nie bloot bly weg van die sonde nie. Hier is 'n belangrike ding. Dit beteken nie bloot bly weg van die sonde nie. Dit beteken iets ver meer as dit. Dit beteken kom na Jesus toe. Kom ek vertel jou, wat gebeur as jy 'n bly weg van die sonde mentaliteit het? Jy het bloot, is jy net 'n morele mens. So sê nou maar jy's kinder. Nou is dit net zip jou lip. Dis nie die evangelie nie. Die evangelie is nie zip jou lip nie. Want jy kan jou lip zip en nog steeds totaal en al onrein voor God staan. Hoekom? Oor wat in jou hart aangaan. En in 'n onbewaakte oomblik dan aanzip jy daai lip. Of as jou bloedsuiker bietjie val. Nou ons sê vir mekaar, nee, maar zip net jou lip, kom ons gaan nou bietjie, ons gaan nou minder skinder, ons gaan, nee, dis nie die evangelie nie. Dis nie die evangelie nie. Die evangelie is nie zip jou lip nie, die evangelie is draai jou hart na Jesus toe. Want dis die oorsprong van jou skindery. Is wat in jou hart aan die gang is. En omdat dit wat in jou hart aan die gang is, nie gebuig is onder die gesag van Jesus nie. So die antwoord is nie hou op skinder nie. Die antwoord is draai na Jesus toe. En baie van ons ouers voel met ons kinders, hulle enigste besorgdheid oor ons kinders, is omdat ons agterkom en wat se sonde lewe hulle. En dis ons grootste bekommernis, as hulle net kan ophou om daai sonde te doen. Ek wil net vir jou vertel, die sonde waarin jou kinders lewe is nie hulle regte probleem nie. Hulle regte probleem is dat hulle nie by Jesus is nie. So jy kan hulle dalk kry om op te hou om daai sonde te doen, so ver as wat jy weet. En dan voel jy nou baie beter, maar hulle is niks beter af nie, want hulle is nie by Jesus nie. So ons preek nie 'n evangelie wat sê, bly weg, bloot, bly net weg van die sonde nie, ons preek iets baie meer as dit. Ons sê, kom na Jesus toe, draai jou hart na Jesus toe, en hy is die een wat jou sal leer, en jou hart sal rig in die regte rigting. Hy is die een wat jou sal leer, dat nie net om jou mond te hou is wenselijk nie, maar om dit wat in jou hart aangaan, wat maak dat jou mond oorspoel. Hy is die een wat dit kan reinig en reg maak. En dan laastens, vra vir Jesus spesifiek, en praat met hom oor wat in jou hart aangaan. Sy het verlede week ook gesê. Nee, Laura het ook nou vernoem daarvan, maar almal wat eintlik wat getuig het vanaand. Praat spesifiek met Jesus. Nee, ek weet nie,
Laura, jy kan my gou help, maar het jy al ergens in die Bybel op 'n toneel of 'n insident afgekom waar iemand met God gepraat het oor hulle verlore handsak? Nêrens nie. So dit beteken ons kan nie vir Jesus vra oor verlore handsakke nie. Nee, sê nee, dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Ons het honderde insidente in die Bybel wat mense met God praat oor die alledaagse situasies in hulle lewe. En as dit jou handsak is, dan is dit die moment en die insident en die toneel, die omstandighede waar jy nou op 'n klein mate, maar maak nie saak of dit klein is nie, die heerlikheid van Jesus gaan sien. Jy gaan agterkom, hy hoor jou. En jy gaan agterkom, hy sien. En jy gaan agterkom, hy weet. En iets van dit sit 'n indruk op jou hart. Soveel so, dat een van die mees intimiderende oomblikke wat 'n mens kan belewe, en dit is public speaking. Om voor mense te staan, veral as hulle net daai aand 'n mikrofoon gekry het. Weet jy wat se vrees is dit om voor mense te staan? Weet jy dat ek al groot manne wat 'n trekker kan optel, vir my gesê het, onthou net, ek bid nie in die publiek nie. Ek praat nie in die publiek nie, en ek bid nie in die publiek nie. Maar hy het 'n borskas soos 'n studiebyker. Weet jy hoe intimiderend is dit? Wat maak dit 'n vrou in die publiek opstaan en sê, kom ek vertel julle wat het hierdie week gebeur. Sy kom al daai vrese oor. Want daar's iets wat sy gesien het, daar's 'n getuienis in haar hart. En dit begin nie môre nie, dit begin nie volgende keer nie, dit begin nou. Here Jesus, waar's U nou? Ek hoor nou Jesus sê vir my, gaan kuier met daai ou. En ek gaan kuier met daai ou. Ek het hierdie week so gesprek gehad van mense wat dit gesê het. Naby jou is die woord, naby jou is Jesus, in jou mond en in jou hart. Jy hoef nie die sistematiese teologiese handleiding ingesluk het nie. Jy hoef nie, soos Pieter, by SATS, jou teologiese graad gekry het nie. Prys die Here en hy vir die mense wat dit kan doen. Maar dit is geensins 'n vereiste nie. Jy kan net weet wie jy is, in eenvoud. Naby jou is die woord. Soek Jesus, vra hom. Nou wil ek vir julle laaste boodskap lees. 'n Vrou bly in 'n beenthuis. Sy's baie lief vir blommetjies plant. So kry die toneel. Sy bly in 'n beent 'n kompleks. En sy is so lief vir blommetjies. En dan plant sy blommetjies, maar nou nie in haar tuin nie, nou in die publieke area nou so al van die meter, die dooie spasie, want sy is so lief vir plantjies plant. En sy maak die kompleks mooi ook nog. Op haar eie onkoste, niemand het gevra nie. Nee, hoe lieflik is dit? Dan kom die mense, dan trek hulle dit uit. Dan vervies sy mos nou vir haar in 'n ander bloedgroep in. Nou sy kyk nou hierdie video. Ek weet sy gaan, want sy weet ek gaan haar boodskap hier nou lees. Ek het vir haar gesê. So sy gaan definitief die video kyk. Sy vervies nou vir haar en sy is baie kwaad en ontsteld in haar hart oor die, jy weet, die onnodigheid en kinderagtigheid van hierdie mense en hulle, na alles wat ek gedoen het. Nee, of hoe sou julle dit gesê het? Nee, dalk met 'n huilstemmetjie, mens weet mos nou nie. Toe sien sy hierdie twee boodskapies, verlede week sin en nuwejaars. En sy besluit, vandag, as ek sy stem hoor, dan gaan ek nie my hart verhard nie. Maar sy besluit nog iets beter. Sy sê nie vandag as ek sy stem hoor nie. Sy besluit, sy gaan hom vra na sy stem. So toe gebeur het weer. Sy plant toe haar plantjies, gaan koop het met geld by die kwekery. En daar kom 'n tannietjie daar aan. Miskien is die tannie suurerig of so, ek weet nie. En sy trek het uit, sy wil dit nie daai nie. So toe gebeur die volgende. Julle reg, kortetjie. Skryf my boodskapie. Sy sê,
Ek leer nou om Jesus te vra wat ek moet doen in elke situasie. Sy sê, dit was 'n voice note wat sy my gestuur het, sy sê, dit tref jou vinniger as wat jy gedink het. Hoe jy moet reageer, tref jou vinniger. Jy dink jy gaan moet lank wag voordat Jesus vir jou iets sê. Maar dan tref het jou nogal vinnig. En sy vertel nou, en toe vra sy vir Jesus, wat moet sy doen? En sy sê, ek dog, ek gaan nou, jy weet, dit is 'n langtermyn projek hierdie. Sy het nog nie eers klaar gebid nie, toe weet sy presies wat moet sy doen. Pippa, ek vertel vir Pippa hierdie, ek laat Pippa die voice note luister. Pippa sê, my ene keer het nou net in die Bybel gelees. Sy lees van Abraham se diensknegt wat vir Isak 'n vrou soek en daar by die put staan en daar staan en hy het nog nie omtrent nie eers klaar gebid nie, toe antwoord die Here hom. Staan nou 2 keer in daai ding. En sy sê, die vroukie sê, sy weet presies wat sy moet doen. So sy gaan na die vroukie toe. Sy sê, en ek is baie kalm en ek sê vir haar, ek is baie jammer dat ek dit gedoen het. Ek sal dit nie weer doen nie. En sy sê die vrede wat oor haar kom en die oorwinning. Vir watter rede? Ek kan hoor my Heiland roep my. Gaan ek met hom tot die einde. Toe sluit sy so af. Sy sê, ons moet mekaar meer kontak. Sy praat nou van gelowiges. Vir mekaar bid en mekaar help. Dit is regtig nie maklik nie. Bedoelend om my trots te sluk. Nou alles wat ek gedoen het. Dat daai vrou toe te gaan en te doen wat Jesus van sê om te doen. Maar dis 'n seën, eindig sy, om gehoorsaam te wees. Nou hoor ek haar, nou bedank ek haar so vir hierdie kosbare, innige, eerlike getuienis. Ek wil iets vir jou sê. Dit kan ook jou storie wees. Jou verhaal. Is jy bereid daarvoor? Die woord is by jou. Jesus is by jou. Wil jy hom belewe? Is jy bereid om hom te vra? Want hy sal met jou praat. Kom ons bid saam. Here Jesus, hoe 'n wonderlike roering in 'n mens se hart is dit nie, om te hoor hoe mense u belewe die wonderlike, heerlike, werklike, lewende Here Jesus. En hoe lewens veranderend is dit nie om dit self te beleef nie. Ons wil u meer beleef, Here Jesus. Ons wil leer om u stem te hoor. Ons wil leer om na u stem te luister in ons alledaagse lewe wat ons gewone ou lewetjies betref. Oor die diepste goed van ons harte. Ons bid dat u ons sal leer. Here, u weet hoe dom as strand kan ons wees. U weet hoe horende doof en sienende blind kan ons wees. Ons vra vir u, Here Jesus, dat u ons sal red van onsself. Sodat ons ore kan hoor en ons oë kan sien en ons harte kan lewe. Ons het 'n begeerte daarna, Here Jesus. Ons wil nie meer 'n Christendom hê wat slegs uit woorde bestaan nie. Maar die krag daarvan verloor het nie. Ons wil in u heerlikheid en waarheid en lewe wees. Here Jesus, u sien die harte en stemme wat opgaan in die harte van mense wat hier sit vanaand. Die wat dalk oor die kamera nou saam met ons deel is van hierdie vergadering en daar waar hulle is in hulle motors of by die huis of waar ook al presies dieselfde begeerte bekend maak. Here Jesus, wys vir ons die weg
waarin ons moet wandel en leer ons hoe om dit te doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Kom ons sing 'n liedjie. Ek kan hoor my heiland roep my. Ek kan hoor my heiland roep my. Ek kan hoor my heiland roep my. Neem jou kruis en volg my. Volg my na waar hy lei. Waar hy lei, daar sal ek weer gaan. Waar hy lei, daar sal ek weer gaan. Waar hy lei, daar sal ek weer gaan. Gaan ek met hom tot die eind. Gaan ek met hom tot die eind. My liefste broer en sussie, Jesus, mag ons mekaar volgende week weer hier ontmoet met 'n getuienis in ons harte van hoe ons Jesus beleef in ons alledaagse lewens. Jesus seën. Amen. Elke knie sal buig.